En dit gaan 'n bietjie verder as dit. Want ek weet, as ek vir julle kan vertel, net 'n minuut. As ek net 'n minuut. Ons praat vanmôre oor die 5 pilare in ons doelgerigte lewe. En nou hier's 'n vraag wat ek en jy moet by stil staan vanoggend. Is jou geloof sigbaar aan ander in die alledaagse lewe? Is jou geloof sigbaar? En nou het ek die boodskap uitgesê het, kon jy seker gewonder het, nou waaroor gaan ek nou praat? Oor die 5 pilare. Want dit is nou ons gemaklike syfer in die Bybel, né? En wat is die inhoud daarvan? Ek sê mos ek het altyd iets op my sleeve. Jakobus 1 vers 22 sê, wees daders van die woord, en nie die hoorders wat julle self bedrieg nie. En ek weet, die hele boodskap gaan oor aksie. Ek hou van die Nike ding. Hou julle van Nike? Just do it. Just do it. Love it. Nou, jou verhouding met die Here is nie 'n kopding wat jy moet uitredeneer nie. Dit is just do it. En ek love dit. Nou weet ek het nou 'n bietjie gepraat oor die Daniel vas, maar daar was 'n redelike aanpassing vir baie van ons. Want baie van ons het dit nog nie Daniel, ons ken nie die goeders nie. Hulle ken ons geklop, hulle ken nie die vas nie. Hulle weet nie hoekom vas ons nie daai te vind nie. Maar die wat dit nou doen, gaan nou begin openbaar en sê, wow, hier is iets anders in hierdie lewende woord wat ek nog nie ontdek het nie. Stem jy? Hier is iets groter wat ons nog nie ontdek nie. En sodra jy begin vas, dan is daar baie goeders, uitdagings, ook, wat jy nie kan verander nie. Jy kan nie van laas jaar instap na hierdie jaar toe en sê, okay, alles het nou niet geword. Okay, die oues is verby. Daai probleem met die kar is nog steeds daar. Jy moet nog steeds jou huis hier betaal. Jy moet nog steeds. Julle hoor wat ek sê. So mense benadering, en ek maak ook nie nuwejaarsvoorneme nie, dit het ek van die begin af gesê, want het gaan oor jou verhouding met die Here. En hierdie jaar, dink ek, dit eskaleer van jou uitdagings. Ek weet nie of julle dieselfde ondervind nie, of staan ek alleen. So jou uitdagings word baie meer. Maar as jy nie die Here verhouding het met die Here Jesus nie, you're gonna lose it. You're gonna lose it. En dit is hoekom, baie keer, kom ons in die begin van die jaar en sê, wat is ons betekenis van ons lewe? Wat is in hierdie jaar? Wat is daar wat ek kan verwag? Ons doen nie voorspellings en daardie van goeders nie. Waarom is ek hier? Wat doen ek? En dit is die groot vraag. Veral in hierdie tydperk van ons lewens, vra ons hierdie vraag. Wat is God se plan in my lewe vir hierdie jaar? Het ons al daai vraag gevra? Het jy al? Want is nou vraagteken, ons het nou laas jaar afgesluit, Here, wat is die pad vorentoe met ons? Onthou net een ding, God het vir jou en my met 'n doel geskape. Dankie vir daai een aan. God het vir jou en vir my met 'n doel geskape. Amen. Hy ken elke haar op jou kop. Of jy nou bles is of nie, hy ken elke haar op jou kop. Ja. Dis kyk op hoe jy daar. Dis van die goeie dra. Onthou net, ons is geskape om God te verheerlik in sy goeie werke. En ek dink as ons daai 'n primêre fokus maak van onsself, dan gaan ons doelwit bereik aan die einde van die dag.
Nou vanoggend se woord is 'n bietjie 'n introspeksie, 'n selfondersoek en gaan kyk, waar is jy in verhouding met hierdie 5 pilare? En die 5 pilare is aanbidding, gemeenskap, disippelskap, bediening en evangelisasie. Dis jou doelgerigte pilare. En ons kan dit nie uitvee nie. So vanmôre gaan ek nie vir jou toegooi met 'n klomp skrif nie. Ek gaan net 'n bietjie met jou gesels. Lekker. En daar's baie skrif wat dit kan staaf. En ek gaan so 1 of 2 inbring. Soos ons verstaan in konteks, begin ons nou sê ons in aanbidding. Ek leef vir God. En vanmôre se praise and worship, se lofprysing was baie goed. Ek het dit so geniet. Ek weet nie of julle dit geniet. Yes. En die ding van lofprysing is as jy nou 'n bietjie stil staan en jy sê, hoe doen ek hierdie aanbidding? Doen ek dit net een keer 'n week wanneer ons nou 'n bietjie saamkom? Of is wanneer ons by die Woensdag by groeigroep saamkom? Onthou net, jou aanbidding begin by die huis. Daar waar jy alleen is. So met ander woorde, dis 'n verbale spraak wat jy lewer. En het julle geweet, hulle het nou opnames gedoen van mense wat dit bietjie beter gaan, maar as jy 'n positiewe uitkyk en jy het 'n dankbare hart, gaan dit beter met jou aan die einde van die dag. As jy sê, dankie Here vir dit wat ek het. Baie mense dink net aan die weelde van die is dit vir ons beskore? Dit is vir ons beskore om te werk, en die sweet van die aangesig sal jy jou brood verdien. Dit is wat die woord sê. Hy het nie gesê, gaan in weelde in leef nie. En die wat hy so is, wat in weelde, so, dit is hulle saak. Dit kom, hulle sê ons altyd, ek kan doen met 1 miljoen, maar dit is nie nou meer 1 miljoen, dit is nou 10 miljoen. Ok, ek gaan nou vir my storie af. Ek het hier so 'n dingetjie wat ek hier neergeskryf het, om eer aan God te bewys deur oorvloedige respek, eerbewys, toewyding en gehoorsaamheid. Ek skryf dit toe aan aanbidding. En dan kom ons by lofprysing en sê, dit was heerlik om net jou hande op te lig en die Here net in vryheid en gees en in waarheid te kan aanbid. En ek love dit. Want dit is, ons dien 'n jaloerse God, dit moet ek en jy verstaan. Hy wil nie 'n ander God en hy wil nie hê jy moet man of enigiemand ander dien nie. Hy wil nie. Jy moet hom dien. En wanneer jy voor hom staan en jy wil daai een liedjie sê, kom net soos wat jy is. En ek het hierdie persepsie van wanneer ek na die Here toe kom, wil ek my hande oplig, maar ek wil nie bloed op my hande hê nie. Ek wil nie vuil op my hande hê nie. Ek wil ook nie vuil op my tong hê nie. Want aan die een kant kan jy vuil praat en aan die ander kant wil jy die Here dien. En dan werk die goeders nie saam nie. Maar ek wil in myself net vir hom gee en sê, Here is ek. Dankie Here vir u grootheid, vir u goddelikheid, vir dit wat u vir ons doen in gebed. So wat ek sê is, daar's 'n heiligmaking proses wat ek en jy moet aanneem in aanbidding. Dit is so. So dis een van die pilare. Die volgende pilaar het ons gesê is wat? Is gemeenskap. Nou jy praat nie net gemeenskap tussen man en vrou nie. Jy praat van gemeenskap met God. Maar weet jy wat is hierdie? Wat het die disippels ondervind reg in die begin? Hulle het hulle families gehad en hulle het 'n
familie in Christus gehad. Ja. So dis die gemeenskap wat hulle gehad het. So, nou baie keer is dit baie moeilik om vir 'n familielid na die Here toe te lei. Dit is so, né? Ja, ek weet praat daarvan. Dis moeilik. Want hulle gaan nie vir jou glo nie. Hulle sê maar jy is dit en jy is dit en allerlei dinge. Daar is hy. Maar die gemeenskap wat ons hier het, ek het so ruk terug gepraat oor die Jesus ons bouhoeksteen. Nee, julle onthou? Ja. Okay. Wat het daar uitgekom? Wat is ons fondasie? Ons het daaroor gepraat. Maar wat is die ander kruks daarvan? En dit is waarop ek wil ingaan. Ek wil praat oor met jou en my as 'n lewende bousteen. Nou is jy's 'n lewende bousteen in hierdie geestesomgewing in wat ons noem 'n kerk, maar jy's die kerk, as jy verstaan wat ek sê. So jy verteenwoordig jouself. Jy het unieke talente, jy het unieke gawes wat jy ontvang het. Nou as jy nie daar is nie, dan ek kyk na 'n muur, ek is bietjie prakties. Nou as jy nou hierdie steen uit die muur uitval, wat gaan gebeur? Ok, hy gaan nie omval nie, want hy is gefondeer op 'n goeie fondasie. Maar met ander woorde, daai gawes wat daai persoon het, gaan nie bydra tot die gemeenskap nie, tot die gemeente nie. So elke persoon het 'n aanvanklike deel in die vorm van hierdie gemeente. En die een kan nie sonder die ander, want ons lees in die woord, en ek gaan nie vir jou klomp skrif gee nie, dat behalwe dat ons lewende boustene is ons liggaamsdele, en die een funksioneer anders as die ander ene. So as jy die hande is dit great, as jy die ore is dit great, as jy die hare is dit great, as jy die looks het is dit great, as jy die voete het, alles hulle skeef, dis ook great. So elke persoon het 'n unieke funksie waarvan die gemeente afhanklik is. En jy kan nie sonder mekaar nie. Hoor wat ek vir julle sê. Jy kan nie sonder mekaar nie. Ons het mekaar nodig om mekaar te stig en op te bou, maar elke persoon het 'n funksie. En daai opbouing en stigting is wat ons gaan doen buitekant in die markplein. So hierdie is regtig 'n baie belangrike pilaar in ons lewe. In ons verhouding met die Here Jesus Christus. Ons is een liggaam in Christus. Nou kan ek baie lank praat oor die volgende pilaar, en dit is disippelskap. En ons ken almal die skrif oor disippelskap. Ons verstaan dit, maar hier is 'n bietjie dieper goeders wat ons tans nodig het en wat ons bietjie moet verstaan. In ons disippelskap, ons weet dat Matteus 28, 19 en 30 en Markus het 'n baie goeie skrif daar in Markus 16 vers 11. Dit is van 11 tot 18. Want hy sê gaan, en dis ook my reg in die begin gesê het, hierdie pilare, dis 'n aksieding. Om 'n kind van die Here te wees is 'n aksieding. En die is doelgerig, want die mense verstaan dit nie altyd nie. Ons is in die begin van die jaar. So nou moet ons weer motorbike kickstart. Dan moet hy weer loop. Hy het nou lank genoeg geidle. So dis nou tyd, die vakansies is nou verby en al die van nou moet jy gekickstart word. Sodat ons volmaak kan wees in daai doel. So die roeping gaan ons mis. As jy nie besig is om aktief in daai roeping in te lewe nie. Iemand het eendag vir my dit gesê, loop by laas jaar, Julie maand.
En dis goeders wat ons weet, maar ons verstaan dit baie keer nie. Jy moet jouself dupliseer in jou disippelskap. Met ander woorde, ek vat vir Kobus byvoorbeeld, ek moet hom disipel. Ek is besig met hom. Ek is besig met die man ook. En dit maak nie van jou ouderdom, dit maak nie saak wat die ouderdom is nie. Dis 'n pad wat jy moet stap. Wat is die voorbeeld wat ek vir jou gee? Ek gaan nou vir jou iets sê. Jy moet een ding onthou. Daai disipelskap, hy het nooit vir die herders gesê, gaan maak nog skape nie. Kry nog skape nie. Die skape kry skape. Soos die skape groei in Johannes 21, soos wat hulle aangaan in hulle lewens, laat die skape wy. Met ander woorde, 'n persoon wat homself dupliseer en hy maak nog 'n skaap. En hy help daai persoon en hy stap saam met hom. As hy been breek, en dan kan hy vir hom bid. As daar 'n demoon is, kan hy hom jag. Die herder se funksie is nie dieselfde soos die skape se funksie nie. Die herder lei. So wat ek nou vir jou verder gaan sê is, elke persoon is in hierdie gemeente is verantwoordelik vir die groei van die gemeente. Ok, nou is dit baie stil. Elke persoon hier is verantwoordelik vir die groei van die gemeente, nie die pastoor nie. En dis net een. Of is dit eienaam? Is dit eienaam? Dis eienaam. Want dit is 'n verantwoordelikheid wat jy moet vat. En hy werk in die syfers van 12. So jy kan in jou lewenswandel, kan jy 12 disippels maak. Jy kan. Ek wil nou verder gaan, ek wil nie die punt deurtrap nie. So as ek en jy verstaan die duplisering daarvan van jouself. Nou kom ek by 'n ander ding, is bediening, die vierde ene. Ek dien wat God my gegee het. Hy het vir my hierdie talente gegee. Ek kan dit prosesseer en ek kan dit gebruik om ander te dien. Vrylik het jy, verniet het jy, ontvang, verniet moet jy gee. En dis hoe die evangelie werk. Dis hoe die bediening werk. Ons kom nou by die evangelie. Want ek sien daai man staan, hy is ons volgende evangelis. En hulle hou van groot manne wat teddybeers is. Nee. 1 Petrus 4:10 sê, so moet julle mekaar daarmee dien. Met dit wat julle ontvang. Jy sien, bedieningswerk is ook 'n aksiewerk. Want dis nie, ek het nou 'n voorbeeld van wat laasweek hier gebeur het. Daar was 'n dame wat 'n behoefte gehad het. En die dames het om haar gegaan na die tyd en hulle het haar bedien. Sê, wow, Here, dankie. Hulle het dit. They got it. En dis nie altyd die pastoor se verantwoordelikheid om daai bediening te doen nie. En die behoefte daar is bedien. Klaar. En weet jy wat? Dit het 'n klomp van hulle gevat, so dit is hulle het aanklank gevind in mekaar en sê, wow, ek was daardeur, ek het dit gedoen, ek het dit ondervind, en dis waar die bemoediging vandaan kom, die gebed kom daarvan af. En weet jy wat? Sy het baie beter uitgestap, as wat sy ingestap het. Maar nou is in die oggend die instap,
dan sit jy met hierdie probleem, en hierdie probleem gaan nie weg nie. En die Heilige Gees sit mense op jou pad. Weet jy wat is die lekkerste ding, as jy in jou binnekamer in is? En die Here sê vir jou, gaan bid vir John, of gaan bid vir Lucky, of Estiano, of help hom met sy skoolwerk, met sy wiskunde. Dit gebeur nie en ek wil nou iets anders aanraak, en dit is baie sensitief, en ek wil hê, julle moet dit verstaan, wat ek probeer sê, my hart. Ek het geen sin in die media, goeders wat in die media aangaan nie. Want weet jy wat, daai boodskap wat gestuur word, is 'n boodskap heel moontlik wat oké is. Is dit opbouend vir iemand? Ja, dit is opbouend vir iemand. Maar dit is soos wat jy 'n klip vat en jy gooi 'n klip in die bos en dan kyk jy wat daar uitkom. As jy ingestel is op jou stilte tyd en jou verhouding met die Here en jy is in jou binnekamer, gaan die Heilige Gees vir jou persoon se naam gee wat jy moet intree, wat jy moet gaan bedien. Ok, geen almens gehoor nie. Dit begin, die bediening begin in jou binnekamer. As jy nie, ek het nou die dag die gepraat oor hoe weerspieël ek Christus in my. Gaan jy, laat iemand jou bedien en jy is siek en hy het 'n kopdoek en hy het 'n armsling en hy loop in 'n kruk. Gaan jy toelaat dat jy jou bedien? Nee. Nou dis wat gebeur. As jy nie jouself voorberei in die binnekamer en jy stap uit jou binnekamer uit met jou gereedskapkas, want een of ander tyd binne in die markplein gaan jy moet oopmaak, gaan jy moet stop en jy gaan daai gawe moet gaan uithaal, al is dit bemoediging, al is dit iets. Jy sien, ek het 'n voorbeeld genoem nou die dag, toe sê ek, dis nou vir my, dis nou vir kort. As ek nou hierdie goedes in die media sien, dan is dit asof jy nou 'n sokkerbal vir rondskop. Want jy stuur dit vir die een en jy, okay, nou is great, ek stuur dit dan vir Lucky en hy sê, okay, dis okay, great, ek gaan dit vir Johan stuur, of ek stuur dit vir Kobus. As hy iets daarmee kan doen, maar dan, my kruks is, daai boodskap vat wie aan in sy binnekamer. As 'n ding in jou binnekamer gegenereer word, dan sê ek, right, nou die Heilige Gees met jou gepraat. Want dit is vir my positief, en ook positief in jou disipelskap roeping. Want ek het vir jou gesê, dat jou hele geestelike roeping is 'n aksieroeping. Dis 'n dood. Dis 'n gebed. Sy het my gistermiddag 'n boodskap gestuur en sê ek kan nie wees vanmôre nie. Ek het dadelik alles gelos en ek het net so vir haar stemboodskap, gebed gestuur. Ek kan nie daar fisies daar wees nie, maar ek het vir haar gebid en ek dra vir haar op in gebed. Dis wat ek doen. Maar dieselfde ding doen julle dit. En ek is nie teen 'n mooi boodskap nie, hoor wat ek sê. Want daar is 'n redelike mooi boodskap wat opbouend is, wat jou teach en daardie van goed is. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Hoor my hart klop. En verder, wat ek net wil ook aanklop maak en verder dit impress of indring by ons. Die weiveld waarin ons is, die groei van hierdie kerk is afhanklik van elke lidmaat. Nie van die pastoor nie. En ek moet dit bevestig met elke persoon. Dis wat Jesus wat jy gaan skyn, die pilaar wat jy gaan dra daar buitekant, wat hulle sien. En dit bring my by die laaste pilaar, waarvan Lucky so lekker
dis evangelisasie. Jy sien, wat gebeur by evangelisasie? Is daar 'n formule? Dit waarvan ek nou gepraat het, is dat jy moet 'n voorbeeld wees. Die boek wat die mense gaan lees voordat hy die Bybel gaan lees, is die boek wat ek en jy skryf. Dit is so. As hulle Jesus in jou kan sien, dan gaan jy iets voorbring. En ek wil jou 'n storie vertel wat ek nou in my stilte tyd gelees het. Van 'n persoon en sy familie wat na 'n bediening toe gegaan het. Hulle het gesukkel en hulle het nie aanklank gevind by baie mense, maar hulle het by hierdie bediening geëindig. En hulle het ingekom en hulle was deur die gemeente aangeraak met liefde. Nie die pastoor nie. Die gemeentelede het hulle op al hande gevat en hulle gedra. En ek dink die storie is so dat hy het betrokke geraak, maar hy het nooit sy lewe vir die Here gegee nie. Hy is nooit wedergebore nie. Maar niemand het dit geweet nie. En op 'n dag, toe was daar 'n diens gewees en daar was 'n uitnodiging gewees. En daai pastore was so, okay, maar jy lewe dan asof jy wedergebore is, maar jy is nog nie wedergebore nie. En hy sê na die tyd vir hom, dit is deur die mense se liefde wat my aangeraak het, wat ek kan sien dat Jesus leef in hierdie gemeente. En as gevolg daarvan het ek my lewe gesien, aan U gegee, aan die Here gegee. So, daai goeders is great en dis opbouend, maar dit begin by jou en my. Dis waar dit begin. En ek het nou baie vinnig oor al hierdie goeders gesels. En nou wil ek net sê verder van evangelisasie, daar is nie 'n voorgestelde formule wat jy kan gebruik nie. Toe Jesus by die Samaritaanse vrou gekom het, hulle kon mos nie met mekaar gepraat het nie. En dis mos man of vrou nou, en hulle is alleen. En dis 'n Samaritaan. En dis 'n Samaritaan nog. En sy was baie van die pad af. Hy was so ingestel op die werke van die Heilige Gees om vir hom die openbaring kennis te gee. En hy het uit rustigheid was hy assertive oor wie en wat hy was. En daai vrou het dit gesnap. En ek kyk daai videoklip van wat daar gebeur het en ek sê, sy het dat toe weggehard met haar hande in die lug, sy het nie eens baie gesê nie, sy is daar weg. En sy het daai hele stad, sy het 5 maande gehad, so dit maak nie saak wat sy was, sy het daai hele stad geroer, vir Jesus Christus. So sy het daai eerstehandse ondervinding gehad, en die manier wat Jesus dit gedoen het, is net deur die Heilige Gees. So dis hoekom ek sê, hulle kan jou sien. Hulle kan sien die leefwyse, en dit is die Bybel wat hulle begin lees. Dis vir jou en my. Wat weerspieël ek en jy in dit? Ek wil afsluit. Ek is vandag baie vinnig, nee. Ja. Ons moet baie stop. Ek wil afsluit. Waar staan ek? Waar staan ek en jy? In hierdie 5 pilare, waar staan ek en jy? Wat is my sterkpunte? Of wat 'n pilaar het baie krake en is besig om in mekaar te tuimel?
Watter pilare het bietjie werk nodig, het ondersteuning nodig? Watter pilare is daar waarin jy sterk is? Wat moet ek weer meer aan fokus? En dit is hoekom die vastydperk so goed is. Want dit is selfondersoek om te gaan kyk hoe jy jouself gaan opbou. Wat jy met jou, hoe kan jy jouself verbeter om 'n beter persoon buitekant te wees, om iemand se lewe aan te raak. En dit is eintlik waaroor dit gaan. So die 5 pilare is aanvullend tot die vastydperk wat ons het. Dit is wat ek vir julle probeer sê. Ek is klaar. Baie dankie.